Is die persoon langs jou regtig okay? Is die persoon voor jou regtig okay? En hier is die uitdaging waarmee ons sit. Well, cowboys don't cry. Ek is mos 'n man. Manne, ons is met 'n leuen grootgemaak. Vasgevang in die resies van hierdie wêreld. Hulle noem dit 'n rotte resies. Dus so dit kan nie 'n goeie resies wees as dit met rotte vergelyk word nie. So vasgevang dat ons in 'n mentaliteit ingegaan het van ons moet net kan oorleef. So aan die einde van die maand weet ons almal sien so na die einde van die maand al daai SMS'e so deurkom. En dan baie keer kom dit so die dag of 2 later terug. Insufficient. Paar mense se reaksies, weet julle nou, dit al beleef, insufficient funds. En dit vat aan ons. Dit raak aan ons. Want ons is in 'n wêreld ingesluk waar ons in 'n plek lewe waar ons net moet genoeg kan kry sodat ons net alles kan betaal wat nodig is. En my vraag is, leef ons die volheid van Jesus Christus as ons in daai mentaliteit is? Want ek wil net oorleef. Want as ek woord reg lees en ons het al baie oor hierdie skrif gepraat dat Jesus het sê hy het gekom sodat ons lewe en dit in oorvloed kan hê. Want dis God se plan. Dis die seën van die Here wat ryk maak en moeitevol arbeid voeg niks op by nie. En hierdie wêreld kom sluk ons in en dit haal ons in en ons kom dit te laat agter. En ek moet vanoggend jou waarsku. Dit haal ons in. Want ons almal, die rede kom dit ons inhaal, is dat ek wil nie veralgemeen nie, maar ek dink die meeste van ons, en ek sluit myself hier in, is great pretenders. Hoekom ek dit volgende vir jou kan sê, want ek vanoggend net gou met jou eerlik wees. Ek weet om 'n great pretender te wees. Ek het volgende hier ingestap en ek het wie het ek gegroet? Paar mense gegroet. En gelyk of dit goed gaan. Het ek jou gegroet het. Is ek vriendelik? Jy het my gevra hoe gaan dit? Ek het geantwoord goed, dankie. En ek moet bely, ek het gelieg. Ek het 'n mombakkie aangesit toe ek ingestap het. Nou kom jy mombakkie af. Want dit gaan nie goed nie. My hart is gebreek. Want gisteraand staan ek langs die liggaam van een van ons gemeentelede wat 'n einde aan sy eie lewe gemaak het. Die ma en dogters wat gestikkend is. Wat se pa net nie meer met ons is nie. En as jy met hom gepraat het, maandag aand het hy nog hier by die kursus. Alles is goed, alles is oukei. Een van ons, die laaste een wat ek gedink het, want en die wat hom ken, en ek is jammer vir die besoekers dat julle in volgende hier moet beleef, maar my hart gaan uit vir 'n gesin, en ek weet julle meeste van julle ken, die einde in sy lewe gemaak, en hier sit ons vanoggend, en baie van ons stap hier in, soos hoeveel keer ingestap het, goed met jou, lekker man, ek's oukei. En as jy gaan stil sit en hoor, dan besef jy was glad nie oukei gewees.
En hier sit ons kerk. En ek ry daar weggestrand, ek sê, Here, wie is die volgende en moontlik wat ons nie kan besef wie dit kan wees nie. In die kerk, tussen gelowiges. Maandag gaan die ons deurbreek aand van ons amazing tyd wat ons beleef het in die Here se teenwoordigheid, al die hulp wat daar kan wees, al die ondersteuning wat daar kan wees, en dit het net te veel geraak. Want hierdie resies het hom ingesluk. Is die persoon langs jou regtig okay? Is die persoon voor jou regtig okay? En hier is die uitdaging waarmee ons sit. Well, cowboys don't cry. Ek is mos 'n man. Manne, ons is met 'n leuen grootgemaak. Vat 'n man op 'n perd om te kan sê, ek is nie okay nie. Gebroke familie vanoggend. Ons is gebroke. En die verwyte en die seer om te dink wat kon ons meer gedoen het. Dis die breedste wreed wat 'n familie moet deurgaan en dis hoekom ons vanoggend ook vir hulle as familie gaan bid. Maar ons het nodig om vir mekaar te bid. Dis hoekom ons goed het soos 'n lewe groep. Hy net kan kom en jou hart net kom deel en net saam met iemand kan bid en saam net gesels en net te praat en as dit nodig is. Want die jong man wat hulle gestuur het, wat die naaste is, weet dis tipies. Hulle vra hom, jy bly die naaste, asseblief, ons het hierdie oproep gekry, of boodskap gekry, het die tou gestuur, en hartseer. Ons sê, jy is die naaste, ons is ver, want het was by haar kinders in Centurion gewees, en hy is eers daar aangekom, en hy moes hom afval. En allemaal vra, is jy okay? Ja, ek is okay. Ek sê van, Boeta, jy beïndruk niemand nie, jy is nie okay nie. Jy is nie okay nie, want ek meen, hy is nou in sy 20's, ons moes bulletproof. Niemand wil daai belewenis ooit hê nie. Maar dit is juist die probleem waarmee ons sit met ons trots wat in ons pad staan. Om eerlik te wees. Wat gaan die mense dink van my? As ek eerlik moet wees, wat gaan almal sê van my? Gaan ek soos 'n failure klink? Gaan ek soos 'n failure lyk? Ek wil vir jou sê, dis okay om te fail in die lewe, ons is net mens. En ek wil vanoggend baie spesifiek, en dames, julle moet luister, maar ons krisis lê, en nie dat dit nie deur die dames, ek weet julle gaan deur en julle werk deur julle emosies, maar julle het 'n makliker vrymoedigheid om te praat oor julle gevoelens en emosies, maar ons manne, want ons is so geleer, jy praat nie daaroor nie, ons huil mos binne toe. En dan kry ons daai oproep wat te laat is. Wat doen ons? Dis 'n goeie vraag, Here, wat nou? Hoe gaan ons hierdie voorkom? Want ons wil nie wag vir die volgende. Dis nie net 'n statistiek nie, een van ons boetas wat nie meer hier is. En hy was op 'n stadium op ons bestuur. Ek sal nooit vergeet, as ek na hom kyk, dan weet ek die ou wat sy gesig altyd afgesvee het met 'n handdoek as gevolg van omdat hy gesweet het om 'n diens reg te kry vir julle wat vir kom sit. Dis wie is. En ja, ek wil die woord aan jou bedien, maar gisteraand ek by die huis kom, sê ek, Here, wat bedien ons vanoggend? Maar dit is nie maklik nie. Maar die woord van God is my krag. Dis my riglyn, dis my hulp, dis my vertroosting. Ek het niks anders te volgend om jou te gee as die woord van God nie. Die waarheid van die woord van God nie.
En net hoop dis 'n wake-up call. Dis 'n wake-up call. Ons is deel van 'n gemeente, ons is deel van 'n geloofsgemeenskap vir 'n rede. En die rede is nie om te kyk wie's beter as die volgende en was dit 'n goeie worship sessie of was dit 'n goeie preek nie. Dis nie die rede vir kerk nie. Die worship is net die voorreg wat ons het om mense te hê wat ons begelei in aanbidding. Dit gaan oor Jesus. Die woord is God se woord. Dit gaan nie oor wie dit aflewer nie. Dit gaan oor God se woord wat kragtig is en wat die verskil maak. Ons kom nie om te kyk wie wat se klere aan en wie sit op wie se plek nie. Of wie gedra is soos hulle moet of nie moet nie. Ons fokus. Wonder ek soms of dit op die regte plek is. Is it well with your soul? Is it well with your soul? En ek wonder of jy vanoggend heel eerstens met jouself kan eerlik wees. Want in die lewe wil ons boelie. Dis daai van buite. Lewenskostes is 'n uitdaging. En wat doen ons met die uitdagings? Wel, ek gaan die battle Matai alleen fight. En dis ons Afrikaner trots wat ek dink die grootste uitdaging is. En ek sal dit myself fight en ek sal dit myself doen. Ek sal dit myself regkry en ek sal myself hierdeur werk. En dan kom ons op 'n plek wat self nie meer self kan help nie. Mag die Heilige Gees ons help. Om eerstens op 'n plek te kom van absolute oorgawe en afhanklikheid van sy leiding. Ek het die Heilige Gees so nodig in my lewe, ek kan nie sonder hom funksioneer of lewe nie. Maar weet jy wat vind ek? God van die begin, as jy die boek gaan lees ons van God se werke en God se krag, God se wonderdade, God se voorsiening. Ons weet ons aanbid 'n amazing God. Ons kan nie daaraan twyfel nie. Gisterand het vra ek met 'n gebed vir die familie bid, ek kon net eerlik wees en sê, hier is nie die Here se wil nie. Ons is beroof. As 'n vyand wat kom steel het. Dis nie oukei nie. En ons gaan nie voorgee dis oukei wat hier gebeur het nie. Maar weet jy wat vind ek? God, hoe hy werk. Weet jy hoe werk God? God werk deur mense. God werk deur mense. Die goedheid van die Here wat ek in my lewe beleef het, en ek het al baie getuienis vertel, en ek kan jou besig hou met baie getuienis oor die goedheid van die Here, was daar altyd iemand wat gehoorsaam was, sodat God goed kon wees. En ek sê, Here, kan ek nie meer daardie gehoorsame een wees nie? Wat U verteenwoordig hier op aarde.
wat U toelaat om God te wees deur my. En dit kos 'n prys. Dit kos 'n prys. En die grootste prys is die eie ek. It's not about me. Gaan alles oor sy heerlikheid. Gaan alles oor sy eer. Dawid skryf in die Psalm 23, Here, lei my in die spore van geregtigheid. Die woord geregtigheid beteken to be in right standing with God. Om in 'n goeie posisie te wandel in die wil van God. Dis die spore van geregtigheid. En dis waar ons wil wees, dis waar ons veronderstel is om te wees, maar waaroor gaan dit? En Dawid verstaan waaroor dit gaan. Dis hoekom Dawid 'n man na God se hart was. Hy sê, Here, lei my in die spore van geregtigheid. Koning Saul het gesê, Here, ek wil die regte ding doen, ek wil bely sodat die mense tog net kan sien hulle koning is so goed. En Saul se koningskap is van hom weggevat. Hoekom? Because it was all about him. Dawid sê, Here, lei my in die spore van geregtigheid om U naam ontwil. Nie dat ek goed lyk nie, maar dat U kan goed lyk deur my. Ek en jy is ambassadeurs, seuns en dogters van die Skepper van hemel en aarde. 2 Korintiërs 5 sê dit vir ons, ons is ambassadeurs, ons word uitgestuur. Ek meen, ons hoor wat gebeur met ons ambassadeurs in ander lande, hulle word weggestuur. Ek wil nie weggestuur word nie. Ek wil hom verteenwoordig in wat ek doen en wie ek is. En dit begin by my huis, dit begin by my medemens, dit begin by die medegelowiges, dit begin hier tussen ons, tussen mekaar, wat ons sê, ons is hier, want ons het mekaar nodig. Daar's my hierdie beweging wat mense voel, hulle het nie nodig om deel te wees van 'n kerk nie. Ek dink dis die mees arrogantste stelling om te maak. Is om te dink, jy hoef nie in 'n kerk te behoort nie. Kerk bring jou in die hemel nie, maar kerk gaan verseker jou help om daarby uit te kom. En die kerk is nie 'n gebou nie, dis nie 'n fancy plek wat ons kan sit en gemaklik wees nie. Hier is die kerk, ek en jy is die kerk, ons is deel van 'n liggaam. Hoekom? Want die liggaam het jou nodig en jy het die liggaam nodig. Ons kan nie sonder mekaar funksioneer nie. Elkeen van julle het 'n unieke gawe, 'n unieke talent wat die Here jou mee geskaap het en jy's nodig in daardie plek wat God jou voor geskaap het, maar die vraag is, lewe in daardie plek of ons te veel vasgevang in daardie plek van ek moet net oorleef, ek moet net dit maak, ek moet net deurkom, ek moet net sodat ek daarmee net die rekeninge kan betaal en as ek net kan asemhaal en net kan kos op die tafel sit. Dis nie waarvoor God ons geroep het nie. Hy het ons geroep om te floreer, hy het ons geroep om in oorwinning te wandel en te lewe. Dis waarvoor God ons geroep het, maar dit kos dat ek en jy daai plek uit kan kom waar die wêreld ons in vasgevang het om te sê, as jy daarmee maar net kan oorleef, is jy okay. Ek wil vanoggend vir jou sê, nee, dis nie okay nie, want God het 'n belofte van 'n land wat oorloop van melk en honing. Maar dis die gelowiges wat dit in besit neem, maar die gelowiges moet vrykom van 'n slawe mentaliteit. Dis hoekom God 'n hele generasie moet laat uitsterf het, want daardie generasie het net een ding geken, en dis slawerny. Hy het gesê, julle kan nie my beloftes in besit neem in 'n plek, in 'n mentaliteit van slawerny nie. Want geen slaaf kan ooit vry wees. Geen slaaf kan ooit floreer nie. Geen slaaf kan ooit dankbaar wees nie. En dis 'n volk wat net gekla het en gemurmureer het, en want hulle wil tog net oorleef het, ons wil tog net genoeg gee vir elke dag, en as daar net genoeg vir elke dag is, dan kla hulle, dan kla hulle weer oor wat hulle nie het nie. Want dit is 'n slawe mentaliteit. Maar God wil vir ons invat in daardie beloftes, maar ons moet vrykom om te sê, Here, U het my geroep vir meer. U het my nie geroep om net 'n kerkganger te wees nie. U het my nie geroep om net 'n gelowige te wees nie. U het my geroep as 'n man en vrou van God om 'n verskil in hierdie wêreld te maak, om 'n disipelmaker te wees, om hierdie wêreld om my te verander. God het my geroep vir meer, as om net vir myself te lewe, sodat ons maar net kan oorleef. Nee, dis 'n mentaliteit wat jou gaan vashou en beperk tot die volheid wat God vir jou instoor het oor jou lewe. Dit is 'n volheidslewe.
Daar's 'n lewe van oorvloed, daar's 'n lewe van oorwinning. En ek sê nie dis 'n lewe wat net oorloop van geld nie en oorloop van besittings nie. Nee. Dis 'n lewe wat al beland ek in watse situasie. Ek weet by wie kan ek gaan skuil. Ek weet wie my voorsiener is. Hy sal vir my deurkom, want hy is my Jehovah Jireh. Hy gaan my nie in die steek laat nie. Want hy is die God wat voorsien. Hy het my nog nooit teleurgestel, hy het my nog nooit in die steek gelaat nie, maar dis nie in sy natuur nie. Dis die God wat ons aanbid. Maar ons moet vrykom en loskom van 'n wêreld wat ons vasvang om te sê dat jy is net genoeg en jy moet net vasgevang wees in 'n plek van skuld, want iemand wat 'n skuldenaar is 'n slaaf. God wil ons vrykry. Hy wil ons heel kry, hy wil ons gesond kry. Hy wil jou op 'n plek bring wat jy kan voel, maar weet jy, ek het om te gee. Ek het Jesus. Maar die vrou by die put het hoeveel keer probeer, en by die 4de man het dit nie meer gewerk nie, toe vat sy die 5de en sommer 'n ander vrou se man, toe dink sy, dalk gaan dit 'n beter plan wees. En hy sê vir luister, ons kan nie by die put van hierdie wêreld bly nie. Hierdie put is net 'n tydelike vervulling. Hierdie aansien van mense, ek weet ons worry nie oor wat mense sê, ons is mos regtig. Maak saak. Kan ons die mombakkies afval? Dit maak vir jou saak wat mense sê. Of moet ek eerder 'n ander crowd soek om voor te preek? Dit maak saak. Dit vat aan ons. En dit raak ons dryfkrag. Kerk, ons moet vry kom van hierdie wêreld, want ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie meer van hierdie wêreld nie. Ek en jy is gekoppel in 'n ewigheid. Jy sien, Abraham was die vader van geloof, want hy het reeds vir ewig gelewe. Hy sê hy het verlang na 'n vaderland wat nie met hande gemaak is nie. Hy het al reeds in die ewigheid gelewe. Dis hoekom vir Abraham was hierdie wêreld so goed, alles net tydelik. Dis hoekom hy sy kind maklik om opoffer, want hy sê, maar dis net tydelik. Daar's 'n ewigheid wat vir ons wag. Hy het die evangelie van Jesus reeds gesien. Hy het die goeie nuus gesien. Hy het geweet daar wag iets meer, daar wag iets groters. En terwyl ek hier is, moet ek 'n impak maak, want wat ek besig is hiermee op aarde, what we do in life echoes in eternity. En Jesus leer ons, hy sê moenie vir julle skatte bymekaar maak wat die roes verniel nie en motte kom vreet nie. Dit gaan nie vervulling bring nie. En dit gaan jou hart op 'n verkeerde plek sit. Maar maak vir jou skatte bymekaar in die hemel, want waar jou skatte is, daar is jou hart. Ons dryfkrag moet wees die koninkryk van Jesus Christus. Dis waarna ons wil skatte in die hemel bymekaar maak, want hy sê, soek allereers die koninkryk van God aan al die dinge wat ons so oor bekommerd is. Hy sê die heidene bekommer oor hierdie goed, wat ons gaan eet en wat ons gaan aantrek, maar die belofte in God se woord in Matteus hoofstuk 5, hy sê, soek allereers die koninkryk van God, en hierdie dinge wat hulle oor bekommerd wees, gaan julle nie oor bekommerd wees nie, want hy sal sorg vir julle. Alles sal vir julle bygevoeg word. En een ding as ek nou die woord lees, en dan word ek soms uitgedaag en gedryf om my klein geloof te bely. My bekommernisse te bely. Want as ek worry, waarin twyfel ek? Kom ek vra dit eerder so, as ek worry, in wie twyfel ek? Die antwoord is in jouself. Want die probleem is, dis 'n selfpoging. Daar's hierdie storie van hierdie seentjie met sy speelding, sy gunsteling speelding was. En die speelding soos hy met hom speel breek. En hy's hartseer oor sy speelding wat breek en hy weet hy kan en hy probeer om regmaak, weet en my kry hom nie reggemaak nie en hy gaan nader aan sy pa toe, maar hy was so attached in hierdie speelding. Dit was sy gunsteling. Niemand kan aan hom gevat het nie, niemand moes hom by hom gevat het nie. En hy weet net sy pa kan hom regmaak en hy vat hom en hy sê pa, my
Speeling het gebreek. En sy pappa sê, is reg, ek kan hom vir jou reg maak. Maar jy moet hom vir my gee. Nee pappa, is myne. Ek kan hom nie vir jou reg maak as jy my nie vertrou met hom nie. Gee oor. Wat is daar waarin ons vashou? Wat is daar wat jy al so lank probeer regmaak? En dit kom net nie reg nie. Daar's 'n baie groot verskil tussen opgee en oorgee. Nie ander Niels. Dis te veel Nielse, nie te veel nie, daar's hou van die Nielse. En Christus, ek nou sê Christus moet opstaan, gaan die helfte van die kerk opstaan. Maar seker omdat ek Christian, ek sê vir hom, seker omdat ek Christian eintlik is, die helfte weet nie eens my naam is eintlik Christian nie, maar Niels, ek dink dit was Januarie, Desember maand, in 'n diens, die Here het my woord gegee om vir hom te gee, en ek gee vir hom die woord, en ek het al vergeet van die woord, regtig, want ons is net die posman, ek meen, ons sit nie en dink daar regtig oor die woord na nie, want dis jou woord wat jy ontvang, so jy moet jou geloof insit vir die woord. En sy besigheid het baie swaar getrek, en hy sê vir Januarie maand, Desember en Januarie maand, geen besigheid ingekry nie. Hy het pogings aangewend om geld te leen, en te probeer leen, maar hy kon nie regtig regkom nie. En hy sê, hy het amper op plek van opgee gekom, en hy sê, ek het net geweier om op te gee, en ek het gaan staan op daai woord. Sê, en ek het na die Here, en ek sê, Here, U het gesê. En as U gesê het, sal dit so wees. Dis 'n Josua en Caleb geloof. As God gesê het, is daar nie twyfel nie, is daar nie redenasie nie, want ons wil soms 1 + 1 2 maak, maar kan ek vir jou sê, as dit by God kom, is 1 + 1 nie 2 nie. Die goud en die silwer, kan ek julle herinner aan wie behoort dit? Behoort aan God. Dit was baie keer die fasiliteit, en ek moet sê, dit is soms 'n battle. Dan sê ek, Here, okay, maar ons wil koop, en ons wil graag koop, maar hoe moontlik is dit? Wel, hang van ons geloof af. Want jou geloof is God se grenslyn in jou lewe. En hy sê, Here, ek staan op die woord, en weet jy, hy stap hier so Vrydagoggend in, met 'n klomp jong manne wat vir hom werk. Hy sê, ek moes nog 2 jong manne gaan aanstel, ons het te veel werk ingekry. Ek kan nie by alles uitkom nie. Hoekom? Hy het nie op sy eie vermoë staat gemaak, hy het gaan staan op die woord van God, want God het gesê, God het vir my 'n woord gegee, en ek weier om enigiets anders te aanvaar as die woord van God, en hier word die woord van God waar oor sy lewe. Want dis wat die woord van God doen. Maar is ek en jy op daai plek wat ons in daardie absolute oorgawe lewe van ons vertrou die Here, want hy gaan vir ons deurkom. Ons gaan na hom toe met alles in gebed en smekinge, want hy gee vir ons die begeertes van ons hart. Dis die God wat ons aanbid. Ons is absoluut in oorgawe, leef ons in geloof en vertroue dat God gaan, want God kan. Maar as ons wil eerlik wees en die mombakkie afval, dan begin ons twyfel, want ons kyk te veel na onsself, om dit self te doen, self op te los. Soos jy wat op 'n eiland uitgespoel het en die Here vertrou het, vir redding. En toe kom 'n skip verby. So hoor jy, ons is hier, kan ons help? Sê nee, ek wag op God vir sy redding. Sien, soms stuur God die redding, maar is nie ons plan nie. Ons wag vir iets, maar dan het God die redding voor jou gesit, en ons mis dit. Hy het die oplossing voor jou gesit, en ons mis dit. En ek en jy kan nie twyfel in God se woord nie. Maar die vraag is, het ons gesterf in onsself?
En ek dink soms, dit kan maar sê is my opinie, maar ek dink soms God laat dit toe, dat ons aan die einde van onsself kom. Op daai plek van besef, you can't do it on your own. Hy wil so graag help. Hy is so 'n gentle God. Hy is so 'n gentleman. God het jou en my geskape met wilskrag. God gaan nie teen jou wil werk nie. Dis hoekom hy sê, hy sit voor ons die lewe en die dood, die seën en die vloek. Maar jy moet kies. En jou keuse sit God se werk in plek. You need to choose. Choose life. Maar as jy die lewe kies, God se lewe, nie 'n wêreldse lewe nie, dan moet jy iets opoffer. Jesus sê, as jy agter my aan wil kom, moet jy, dis nie 'n opsie nie, moet jy jouself verloon. Ons praat mos van the unholy trinity. Dit is ons grootste vyand. The unholy trinity moet sterf. Jy moet jouself verloon, jou kruis opneem en my volg. En dis die prys, want hy het sy kruis vir my opgeneem. Hy het sy kruis vir jou opgeneem. Hy het die ultimate prys betaal. En hoe kan ek en jy anderste as om 'n lewe te lewe toegewyd aan die Here? Want as Here nie my wil mee geskied nie, maar U wil geskied. Want dit is 'n lewe van oorvloed, 'n lewe van vreugde, 'n lewe van vervulling, wanneer ek stap in die spore van geregtigheid en die wil van my Vader. En weet jy wat die wonderlikste van alles is? Hy het ons nie alleen gelos en sê, ag shame, julle is nou weeskinders, kyk maar of julle dit reg kry nie. Nee, Jesus sê, dis vir julle beter dat ek gaan, want as ek gaan, dan gaan die Vader die trooster stuur, wat julle gaan lei in sy wil en sy plan, en hy sal julle bekragtig, want gaan wag op die belofte, want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ek en jy is in 'n plek waar ons kan lewe en funksioneer in die krag van die Gees van die lewende God. En nie op ons eie krag nie. So vanoggend wil ek nie die diens uitrek nie. Ek het klaar preek vir volgende week, ek lyk my. Ek wil met jou praat oor die krag van die kruis. Ons het tyd nodig. So ek gaan nie die tyd afrom om ons te praat oor die krag van die kruis nie. Vanoggend dink ek nie, kan ons nie uitstap voor ons nie weet of jy okay is nie. Ek wil jou vanoggend help deur vir jou te bid dat jy daai vrymoedigheid sal hê om met iemand te gaan praat oor die uitdagings. Ons het dinge hier in plek, ons het mense in plek, ons het mekaar. En jy het nie 'n kwalifikasie nodig om net 'n oor te hê om te luister nie. Jy het net 'n omgee hart nodig. Wat wil verstaan. En wat net al wil wees. Ek ry gisterand op pad, wat sê jy? So situasie is dit altyd, wat sê jy? En ja, ons vra vir die Here, Heilige Gees, wat sê jy? Hy sê jy bly stil, want dit gaan nie oor jou nie. Wees net daar vir hulle. Al wat hulle nodig het, is dat iemand daar is vir hulle. Het gaan nie oor slim praatjies nie, het gaan nie nou oor jou opleiding nie, het gaan nie nou oor jou kwalifikasies en jou ondervinding en berading en al daai goedes nie. Hulle het nie nou berading nodig nie, hulle het nie nou slim praatjies nodig nie, hulle het nie nou, kan nou verkeerd klink, 'n klomp versies nodig nie. Dis 'n tyd en 'n plek vir alles.
Die woord is altyd plek, jy moet nou nie my verkeerd verstaan nie. Just be and carry me. It's enough. Dis nie moeilik nie. Jy het wat dit vat om die wêreld te verander. Jy weet wat dit vat. Die enigste wat in die pad staan, om dit vry te laat. Ek het al soveel keer gesien wanneer dit kom by die gawes van die Heilige Gees, val as dit kom by spreek in tale. Is die grootste uitdaging vir mense om deur te breek en dit is om oor hulle self te kom. Want jou kop staan nie op pad. Want die werking van God is bo ons verstand. Elke keer as ek in my taal boet, moet ek my verstand een kant toe skuif. Want hy wil so graag verstaan en kan redeneer. Maar dan tot ek in my taal begin bid, dan verstaan ek, nou stap ek in 'n dimensie wat nie verklaarbaar is nie, wat bonatuurlik is. En dis in ons geestelike wandel in alles, kerk, nie net in ons tale bid nie. As ek met myself een kant toe skuif. As ek regtig iemand wil bedien, dan gaan ek myself een kant toe skuif. En toelaat dat God wees deur ons. Johannes die Doper het hierdie woorde vir sy disippels gesê, hy moet meer word en ek moet minder word. So manne, kan ek vanoggend net afsluit en eerstens julle uit te daag. Don't fight your battle alone. Koninkryk van God is nie vir Lone Rangers nie. En die Lone Ranger het nooit bly staan nie, ons sien hom nie meer nie. Okay. Dit is net 'n storie gewees. Don't fight your battle alone. Weet vanoggend lyk dit of dit goed gaan. En ek nooi jou nie uit na 'n, Engels praat van 'n pity party toe nie, dis nie wat ons wil skep nie. Ek nooi jou uit na 'n plek van realiteit. Ek nooi jou na 'n plek wat jy kan instap met iemand wat jy kan vertrou om te sê, ek haal my mombakkie af. Ek het gebed nodig. Ek het hulp nodig. En ons het die voorreg om mekaar te help. Ons het die voorreg. Weet jy, veel keer het ek al gehoor via ander mense buite die gemeente dat dit swaar gaan met van die gemeentelede. En dan voel ek is nogal in 'n verleentheid dan. So, ek weet die gemeentelede dink nou ek is so geestelike man dat ek in my binnekamer sit en die Here vir my sal sê, hoor jy so en so, dit reg gaan swaar finansiëel, julle moet asseblief help. Ek is nou nog nie daar nie, so ek is jammer om jou teleur te stel. Maar dit sal nog help as jy kan eerlik wees en vir ons sê, maar dit kos dat jy jou trots sluk. En ons sal altyd almal beskerm sover ons kan in dit en help waar ons kan help. Want jy het 'n gemeente. Ek weet daar's nie super skielike oplossings vir sekere situasies nie, maar as jy ten minste weet, daar's iemand wat vir jou bid. Ons het 'n gebedsspan wat ons intersessie of ons bedieningsspan is, waar daar 'n WhatsApp groep op is. As daar enige gebedsversoeke word onmiddellik op die groep geplaas en ek weet ons het mense wat bid want ons sien resultate. En dan ja, soms wil ons nie alles blootstel nie, want ons wil nie mense onnodiglik blootstel nie, so ons gebruik wysheid in dit. Maar ons gaan nie kan help as mense nie vra nie. Jy gaan nie kan help as jy nie weet nie. Het jy daai persoon in jou lewe? Het jy daai vriend? Ek het 'n vriend wat ek hierdie week stil gesit het.
En hy kom my vra, is jy finansiëel okay? En ons het dit nodig. Ons is nie altyd heeltemal eerlik met alles nie, want ons het mos ons trots. Maar het jy so iemand? Somtyds in jou huwelik, weet jy, manne, jy wil nie onnodige stres en jou vrou onseker laat voel nie, want ons vrouens is anders aan mekaar gesit. Sekere goeders weet ek, en dis nie, hoor mooi vanoggend, dis nie dat jy geheime wil weghou van jou vrou of nie, maar daar's sekere goeders wat jy eers aan jou man wees moet deel. Want ons is geskape om sekuriteit te bied. En dan sit ons en ons pretend ons is okay. Die hartseer is, en die gevaar is, dat hierdie wêreld, ekskuus hierdie draaitjie plan nou, hierdie wêreld het baie krikke, wat jy vir 'n oomblik gaan laat vergeet. En ek volgens jou sê, pas op. Pas op, pas op, pas op vir die krikke. Want dit is tydelike pleisters wat geplak word. Maar as daai pleister afkom wat die wêreld verbied, dan is daai wond 10 keer erger. So vanoggend wil ek vir julle sê, dit is sleg vir ons. Ek wil tog een of twee goeders net duidelik maak, dat daar's altyd die vraag oor selfdood. En ek weet dit was al redenasies op verskeie plekke. Waar gaan so 'n persoon heen? Kan ek jy die antwoord gee? Al wat jy antwoord, en ek antwoord, ons weet nie. Jy is nie die regter nie. Weer die een wat oordeel. Want die woord leer my, die oordeel waarmee ek oordeel, sal jy geoordeel word. So as daai redenasies enigsins in jou eie kop of met iemand opkom, stop dit deur onmiddellik te sê, dis nie vir ons om te bepaal nie. Daar's baie redenasies, maar die uiteinde kan ons almal net sê, ek gaan nie die waagkans vat nie, maar ek weet nie. So kan ek vra gemeentelede, kom ons bewaar ons harte, kom ons dink aan 'n vrou wat se verjaarsdag nooit weer dieselfde gaan wees nie. En 2 meisiekinders wat gebroken is en stikkend is. Het was nie lekker om, ja, ons ken hom, outgoing. Maar gisterand was hy tube store. Moenie die volgende stil een wees nie. Die Heilige Gees, hy is die een, van wie ons so afhanklik moet wees. En my verhouding met hom, ek is eerlik, ek weet nie hoeveel eensaamheid nie. Ek het die voorreg om te ken van kindsbeen af. Ek het die voorreg gehad om groot te word in 'n huis, wat ons as kerkmense groot geword het. Ek het nie te veel skade veroorsaak nie. Hoop so. Om Jesus lief te hê. Het was nie vir ons, jy moet kerk toe gaan nie, ons wil kerk toe gaan, want ons is die voorbeeld gestel. 8-jarige ouderdom sit ek in 'n saaltjie hier in Silverton.
En ek het 'n belewenis wat nie kan beskryf word met woorde nie, maar ek weet die Heilige Gees het my aangeraak daai dag. En my lewe kon nooit weer dieselfde bly nie. Ek is wie ek is, omdat hy wie hy is. Kom ons leef in daai afhanklikheid. Ek wil vra dat al die manne vanoggend net sal opstaan vir 'n oomblik. Dis oukei om nie oukei te wees nie. Maar is nie oukei om nie oukei te bly nie. En ek wil vanoggend kom eers teen die gees van trots. En ek praat nie van jy moet nou 'n lafaard word en daai trots wat in jou pad staan tot die volheid wat God vir jou instoor het. Dat ons nie sal toelaat dat trots die oorhand neem, sodat ons nie die hulp kan kry wat ons nodig het nie. Want trots sê, ek kan nie vra nie. Weet ons, ek het tot die GPS-sisteem verander, want geen vrou gaan vir my sê waartoe ek moet gaan nie. Grap net, sy is nog steeds op. Maar ons grap hieroor. Maar dit is die realiteit. Weet jy 'n vrou wat in jou hart regtig gaan? Dames, julle wat hier sit, weet jy wat in jou man se hart aangaan? Dit is baie maklik en baie, vat nie baie om vir 'n man uit te wys wat hy verkeerd doen nie. Want hy is nie Jesus nie. Dis dalk 'n revelation vir party van julle. Hy gaan foute maak. Maar om die foute uit te wys en daarop te hamer, is niks anders as 'n Delilah gees nie. Die gevaarlikste gees in enige man se bediening. Almal verf so Jezebel is eintlik niks. Dis die Delilah gees wat manne se selfbeeld afbreek. En op die einde sy krag kom steel. Don't be a Delilah. Vir jou man. Sê nie kan vir hom uitwys om te sê hoor iets is nie lekker nie, iets is nie, maar wees ondersteunend. Weet jy wat sy man se grootste begeerte? Sy grootste behoefte, ek het eendag hier gevra en ons manne het almal die mombakkies op. Ek sê wat is jou grootste behoefte? Op ons mannegebed. Nou, eintlik praat ek nie uitgewoonlik by die mannegebed nie, want wat happens at mannegebed stays at mannegebed gewoonlik. Ons is ons ooreenkoms, maar hier is die realiteit. Ek vra vir hulle wat is jou grootste behoefte en hulle almal het hierdie mooi geestelike antwoorde, want ons sit mos hierdie geestelike mombakkies op. En ek het vir hulle reg gesê, ek sê julle almal praat nonsens. Jou grootste behoefte is dat jou vrou jou sal begeer. En ek praat nie net van seksueel nie, ek praat van dat sy jou sal honor. Dis hoe God dit bestem het. En as hy nie daai honor beleef nie, dan word sy potensiaal gedreineer. En ja, ons is nie altyd honorable nie. Ons is soms swak. But you can't make a wrong thing with a wrong thing right. Manne, hoor wat sy sê, want sy ken jou. Hulle ken ons beter as wat ons onsself ken. Baie keer. Hoor wat sy sê. Moenie ignoreer nie. Sy is jou lewensmaat. En weet jy wat sou veronderstel om te gebeur? In 'n span is daar verskeie rolle. En glo my, die vleuel gaan nie die stitse rol opneem nie. Hy gaan vou.
Maar die stad gaan ook nie die vleuels rol opneem nie. Want hy gaan nie die doellyn maak nie. Sy gol gaan klaar wees voor dit. Want die een is sterk in een, en die ander een is sterk in iets anderste. En saam gaan ons oor die wenstreep kom. Jy het voor die kansel en voor getuienis voor God gesê, I do. En van daai oomblik af is jy in 'n span. Ons werk saam, nie teen mekaar nie. En dit kos dat ons sal erken. Hoorie, hierdie is jou sterkpunt, hierdie is my sterkpunt, en kom ons maak mekaar se swakhede sterk met ons andersheid. En so beskerm ons mekaar, so dra ons mekaar, so help ons mekaar. Dis wat veronderstel is om te wees. Maar manne, mag die Here ons bewaar teen trots. Mag die Here ons bewaar teen 'n mentaliteit wat ons vasgevang word in 'n plek van ek wil net ten minste net oorleef. Jy gaan uitgeput wees, jy gaan moeg wees, jy gaan nie meer kans sien nie, want jy sien ons is geskape om te floreer. Ek is een van ons, ek het in die week vir iemand sê, ek is raak frustreerd as daar nie groei is nie, ek raak frustreerd as daar nie verandering is nie, ek raak ongeduldig, want ek wil sien, dis die dryf wat in my is, dis nie dryf wat in 'n man moet wees, ons wil vooruit gaan, man, ons sit vandag hier, want ons voorvaders het kaalvoet oor Drakensberge met Ossewa gereis, om hier uit te kom. Dis in ons DNA. Dis wie jy is. Dis hoe God jou geskaap het. As jy geen bergreeks gaan op my pad staan. Mag ons manne van geloof wees, wat deur berge versit vir ons gesinne. Dames, mag julle weer 1 Petrus 3 vrouens wees. So Sarah 'n man Heer genoem het, en hom eer geëer het. Want 'n sagmoedige en 'n stille gees is kosbaar voor God. Mag jy weer 'n vrou wees wat kosbaar is voor God. Mag die orde van God weer heers in ons huwelike. Jy sien, want ons sit vanoggend hier, en ek en jy is op 'n plek wat ons moet 'n besluit maak, gaan ons deel van hierdie wêreld wees, of gaan ons uitstyg bo hierdie wêreld? Gaan ons huwelike maar net die statistieke wees? Hulle sê die gemiddelde huwelik, hy hou nou ten minste 8 jaar lank. Die hartseer is die statistiek in die kerk en buite die kerk verskil nie. Want as 'n vyand wat rondloop soos 'n brullende leeu, en hy soekend. En weet jy wat, as ek nie iemand het wat my rug toemaak nie, gaan hy my oorweldig. Want ons almal het blind spots. Maar dis hoekom jy boetas hier langs jou het. Dis hoekom ons saam bid Vrydagoggend. Dis hoekom vrouens bid. Dis hoekom ons as 'n gemeente saam bid. Dis hoekom ons selgroepe het wat daar is om mekaar te ondersteun. Dis hoekom ons onder die geklank van die woord sit, want ons kan nie sonder dit funksioneer nie. Ons het mekaar. We need church. We need church. Kom ons bid saam. Kom ons sluit ons oop. Vader, vanoggend staan ons as manne voor U in 'n absolute afhanklikheid. Here, U het ons geskape as manne. U het nie 'n fout gemaak die ons geslag bepaal het nie. Here, hierdie wêreld is vol leuns, en hierdie wêreld wil ons laat twyfel oor ons identiteit. Maar Here, eerstens aanvaar ons wie ons is. Want voor die grondlegging van hierdie wêreld het U ons alreeds by die naam geroep, het U ons geslag bepaal, het U bepaal die tyd wat ons sal leef, Here, en U het ons geskape vir 'n tyd soos nou. Elkeen van die manne wat hier staan is geskape. Hulle lewe in hierdie tyd, in hierdie nou, want U het dit so bepaal, Here, U het dit so bestem, ongeag hoe dit gebeur het. Hulle is nou hier, want dis U plan, dis U bestemming, Here, dis U roeping op hulle lewe, Here. U het hulle geroep tot hierdie gemeente, en vanoggend staan hulle hier, Here, want daar's 'n plan wat hulle met hulle het oor hierdie gemeente, oor U plan oor hierdie gemeente, Here, en ek roep elke man, U het vir ons woord gegee week terug, Here, dat herlewing gaan begin, en hier kom die vyand en hy steel een van ons manne, Here, ons gaan dit nie aanvaar nie.
En ons aanvaar vanoggend die krag van die Heilige Gees, herlewingsvuur wat kom brand in ons harte, sodat ons weer manne, eerbare manne sal wees, Here, wat die waagmoed het om bergreekse weer aan te pak, Here, om berge aan te spreek, Here, sodat hulle kan skuif in die see in, want ons is manne van geloof, Here. Ek bid vanoggend, Heilige Gees, dat U elke man sal bedien, Here, dat U ons eerstens sal bewaar, Here, teen trots, dat daardie gees van trots sal verdwyn, Here, daai trots wat in die pad gestaan het om hulp te vra, Here, daardie trots wat in die pad gestaan het van ons is bang, wat sal mense sê, Here, daardie gees van trots, ons breek sy nek in Jesus se naam. En Here, ek bid vanoggend vir 'n vrymoedigheid, Here, ek bid vir 'n broederskap, Here, dat ons as gelowige manne, Here, sal saamtrek en te sê, maar God het ons geroep vir 'n tyd soos nou, Here, om sy koninkryk uit te brei, Here, en ons wil U koninkryk soek, allereers, bo enigiets anders in ons lewe, Here, maar ons weet vanoggend, dit kos 'n prys, wat is ons bereid om te offer, wat is ons bereid om neer te lê, hoe is ons bereid om ons lewens, ons dae, ons tye te orden, om U koninkryk nommer 1 prioriteit in ons lewe te plaas, want die belofte is, Here, wanneer ons dit doen, gaan U sorg vir ons in ons huise. Here, dankie vir manne wat vanoggend in die kerk is, Here. Here, my gebed is dat elke man vanoggend sal bedien met 'n groter porsie geloof, Here. Dat hulle in daai plek sal funksioneer as hoofde van hulle huise in absoluut vertroue, nie net vertroue nie, maar in oorgawe, in afhanklikheid en 'n diepe verhouding met die Heilige Gees. Here, gee vir iemand, wanneer hulle daai oor nodig het om te luister, dat hulle sal weet, met wie kan ek gaan praat. Nie om noodwendig net 'n oplossing te kry nie, maar net, Here, iemand wat saam met my uitdagings kom deel. Here, gee vir hulle daardie moed, daardie vrymoedigheid, sit in daai plek, Here, wat hulle weet hulle kan vertrou. Here, so bid ek vir die vrouens volgend, vir die rol wat hulle voor geroep het, Here. As Gods vrouens. Nommer 1, Here, om hulle manne te onderskraag, te ondersteun en te eer. Hulle manne te versterk, Here. In die uitdagende tyd wat ons leef, veral in die land wat ons is, Here, in ons kultuur, Here, wat ons as manne, weens ons velkleur, soveel uitdagings beleef, Here. Maar Here, ons gaan nie slagoffers wees nie. En ons weet, Here, U kom sit 'n vrou in ons sy, en hoe jy 'n vrou gevind het, die welbehae van die Here gevind, Here. En ons glo dit, ons verklaar dit, ons het U welbehae, want U het 'n vrou in ons sy kom sit, wat ons kom sterk maak, wat ons kom ondersteun, Here. Vrouens vol van die Heilige Gees, wat weet wat die behoefte van hulle manne is, om hulle manne te versterk, Here, wanneer dit nodig is. Here, ek bid vir harmonie, vir eenheid, vir vrede wat onverklaar, onverstaanbaar is, om te heers in elke huis, Here, vir ons lidmate, die wat ook vanoggend dalk nie kan wees vir een of ander rede, Here, ons bid vir daardie huise, vir daardie manne, daardie vroue, Here, herlewing in elke huis, 'n geestelike oplewing, Heilige Gees, mag U teenwoordigheid, die wolk van heerlikheid, elke huis infiltreer, Here, dat ons huise van vrede sal wees, en dat ons lewe sal getuig van die God wat ons aanbid. Vader, U naam is 'n banier oor ons huise. Here, dis ons gebed, lei ons in hierdie spore, hierdie krag van die Heilige Gees, sodat U verheerlik kan word deur elke man, elke vrou, elkeen van ons tieners daar by skool, elkeen van ons kinders daar by die laerskool. Here, dat ons kinders lig sal wees in die duisternis daar by die skole. Kom bewaar ons, Here. Kom doen U plan en U wil. Dis my gebed in Jesus Christus se naam. Amen. Amen.